Ons almal het min of meer dieselfde 6 dips, ons almal hengel min of meer dieselfde floutie met dieselfde deegie. So almal het 'n klein manier hoe hulle dit anders doen, maar dis as jy met 'n sosiale ou praat, hy sit so met 3 milies op 'n hoek of whatever. Ons almal geel floutietjie, klein deegie. Yes, ja, dit is baie interessant hoe mense half konform. En jy toe begin Promania hengel en toe jy nou obviously nou maar bietjie hulp gekry van die manne af en dit nou bietjie meer ernstig begin doen. Dit was 'n beautiful ding gewees. Jy leer die mense is altyd bereid om te help. Sakie, ek het in Desember 2021 my eerste keer 'n visstok opgetel. My kinders was toe lekker klein en my oom het 'n plek daar by Walmarina by die Valdam. En hulle het ons genooi vir 'n Kersfeesbraai of whatever. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Welkom terug by vandag se episode van The Original Podcast. Ons record vanoggend weer 'n bietjie oggendure, soos ek 'n paar keer sê vanaand, en dit is nie vanaand nie, moet julle my net verskoon. Ons het al 117 in die aand gerekord, so ek is maar gekondisioneer om te praat van in die aand. So ons record vanoggend vir hierdie week se episode. Maar voordat ons verder gaan, Dad, welkom by vanoggend se episode. Ja, hier by ons is dit darm oggend en by jou middag en by party ander mense lyk dit of dit aand is, maar die lig sal nog opkom. Maar in any case, ja nee, Sakkie, dankie, dit is lekker. In die wintermaande is dit goed as 'n ou so 'n bietjie in die oggend dit kan doen. Maar ja, ek is nou nie gesponsor met 'n Woza nie, maar ek kan darm 'n yskoue Red Bull drink en ja nee, ons is reg, laat ons hoor. Ek weet nie of ek en jy baie gaan praat nie, so as ek nie weer met die mense praat nie, baie hoor. Ja, soos julle seker in die titel en in die thumbnail gesien het, ons gaste vir vanaand is Papgooi of niks. Dis twee jong manne wat ek dink die hengel so social media regtig aangevat het, die bil by die horings gevat het en ek dink 'n groot naam vir hulle self gemaak het, en ek dink ons almal sien hulle op Facebook, ons sien hulle op TikTok, ons sien hulle oralste, en ek dink dit is 'n bietjie tyd dat ons hulle kant van die storie hoor, wie hulle is, waar hulle vandaan kom, wat hulle storie is. Ek dink dis altyd, ons het dit genoem met ons Skalk, met ons Werner, waar ons bietjie met die man agter die idee gesels en 'n bietjie hoor wie is hulle as 'n persoon. So ek is opgewonde vir vandag se episode. Manne, ons het ek weet nie aan die hele kant, vir my is Brendan aan die linkerkant en Marnus aan die regterkant. Marnus het met 'n baard, Brendan met 'n snor. Maar goeiemôre manne. Môre julle, hoe gaan dit? Daar is Sakkie, gaan dit goed? Altyd wel. Lekker. That's right. There we go. Dankie dat ons dit op. Ja, dit lekker. Ja, dit is 'n podcast. It's amazing. Very awesome. Nou, op episode 120, so dis ons het julle daarom op gekry. Nee. Ek weet nie of dit is al nie nog gaste is nie, dit is spesiaal is, maar Dis laaste op die lys maar is maar nou hoe dit is. Ja, hoe ons werk met hoe ons met die gaste werk rondom die podcast. Ons kyk rondom die tyd van die jaar en hoe die hengel gaan. Op 'n einde van die dag is ons het die idee van rondom wat ek met die podcast is, ek wou met die kompeterende hengelaars wat die man op die straat nie die inligting by kry nie. Julle gee al julle inligting op die internet uit. Julle is 'n oop boek op die internet. Enige iemand wat jy doen, sit julle op die internet neer. So die mense sien daai stories klaar. So ek het nie nodig om julle storie nou nog na meer mense toe te gee nie. Ek voel julle doen nou baie goeie werk met wat julle doen. Ek probeer die ou kry soos 'n Richard Becker of 'n iemand wat nie die sosiale media het nie om hulle inligting uit te kry. En ons manne wat kan vis. Jou. Ons manne wat kan vis. Ons verstaan die game. Daar's 'n paar undercover brothers wat droef is. Nee, 100%. So dis wat ek gesê het, kom ons kry julle nou, dis hierdie tyd van die jaar waar die visvang is regtig stil. Toe sê ek vir Paul, ek wil graag, want 'n mens hoor altyd van papgooi of niks, maar ek wil gesels rondom die mense, ek wil gesels oor Brendan, ek wil gesels rondom Marnus, ek wil die twee van julle, julle is papgooi of niks, maar ek wil dit julle wegvat van die brand af, as ek dit so kan stel, en as julle self as individuele hengelaars kry. Vertel vir my 'n bietjie, wie is julle? Waar kom julle hengel vandaan? Hoe dit begin? Hoe die hele papgooi of niks ding bymekaar gekom? Ek weet julle is lang pelle, ek weet julle is groot pelle met Gideon. So ek weet dit is hengel is in julle bloed. Dit is wat julle doen.
Maar ek dink Sakkie, vanoggend ek gaan met julle praat. Kom ons begin. Brendan, waar die hengel begin vir jou? Sakkie, ek dink is 'n interessante storie. So ons doen maar wat meeste ouens doen. Ons het net besluit, ons het laat in ons lewe begin hengel. Wanneer jy praat nou van Gideon, al daai manne hengel vandat hulle so 2 bakstene hoog is al. So ek en Marnus het laat in ons lewe begin hengel. En ek dink dis dalk waar ons ding vandaan kom. Ons het net met ons journey begin en besluit om dit te dokumenteer soos ons hof gaan. Ek meen, ek en hy praat nou hierdag. Jy kan op ons eerste video sien. Shit, ons sukkel nog met die gooi en ons het met baie, jy weet ons het met baie goed gesukkel en soos ons deur die proses gegaan het en gegroei het ons dit maar net gedokumenteer en met mense gedeel wat aanklank vind, want daar's vir elke kompeterende papgooier is daar seker 15 ouens op die straat wat Wat net daai bietjie beter, wat net daai een of ekstra vis wil vang, Wat as sy- hy gaan vis vang en nie blank as hy dam toe gaan nie. wat sy black label in die boot gooi en een keer in 2 maande net bietjie saam met sy gesin by die dam wil kom. En hulle het aanklank gevind by ons want ons is nie overly tegnies oor goed nie, want dis maar hoe ons dit verstaan het en ons het dit so deurgegee. Ja, ons hele ding was ons wil net buite wees. As ons kan buite wees, vis vang, jag, whatever ook al hê, ons wil buite wees. Onder die Ons wil blou lug. onder die blou lug hou. Ja, so ons wil ons op kom jag en al daai lekker dinge. Jy Ekskuus, sê nou, Barry. julle is nie overly tegnies nie. So jy mind nie as daai black label warm is nie. Nee, dan gaan hy dan word hy nie oopgemaak. Nee, niemand hoef die enamel van tande af te strip nie hoor. Dis nie nodig nie. Maar ja, Brendan, ek dink dit wat jy nou gesê het van daar waar julle ek wil amper sê julle target maak, dit is amper daai die sosiale hengelaar, die ou wat nie 100%. noodwendig hamer vir Protea klere nie. En ek dink met die podcast wat ons hier begin het was my idee rondom half dieselfde situasie as waar julle is, waar julle meer vir die sosiale hengelaar probeer inligting gee. Nee? Dit was half die beginpunt van die podcast ook geweest. Maar ek dink dit toe nou later het dit nou so 'n bietjie gegroei dat ons baie meer in tegniese detail ingaan het. Op die einde van die dag is ons nou besig met episode 120. So jy kan ook net soveel keer sê, okay, gaan gooi so voordat jy bietjie meer in detail moet ingaan. 100%. Hey, So- ja. So ek dink op hierdie stadium met ons het al so 'n bietjie geshift na meer die ou wat sê net maar op club level bietjie ernstiger wil gaan. So ek dink ons as ek moet sê ons target maak dit vir die podcast is daai ou wat mik daaroor om dalk 'n proewe te gaan hengel oor 'n jaar of dalk oor 2 jaar 'n proewe wil gaan hengel of dalk hierdie jaar vir die eerste keer sy proewe gaan hengel. Daai ouens wat Kompeterende klaphengelaar. in die transition is tussen 'n ou wat een keer in 2 maande of een keer in 3 maande by die dam gaan sit met 'n black label en 2 stokke of Yes. die ou wat elke naweek kompetisies gaan jag. Ja. So Sakkie, ek dink die groot ding met ons het ook ingekom het omdat ons self kompeterend hengel, ken ons redelik baie van die kompeterende hengelaars wat dalk nie 'n social media het of iets. So ons was in staat om kennis op te bou deur met daai mense te kon praat en meng en saam met hulle vis te vang op 'n Promania of wherever dit ook nou al is of op 'n SA's of 'n something. Jy meng daarmee met daai mense en in die visvang self is daai mense bereid om hulle kennis met jou te deel. So ons het net besluit soos Brendan sê om met 'n dokumentêr en soos ons leer, kan ons die mense daar buite basies die inligting oordra as mense dit so kan stel. Wat nie noodwendig die Promania langsom Robert Breed hengel Of so iets nie, yes. ja. En ek dink ietsie wat ek net maar van my kant af net wil sê is dat ek dink wat baie mense net moet in ag neem. Julle claim nie dat julle Proteas is nie. Nee, glad. Julle Nee, daar is baie claim- mense wat baie beter vang as ons. Julle claim nie dat julle die goats is, die best of all time is. Julle het dit nog nooit geclaim. Nee. Julle is Nee, net nee. die gewone hengelaar en julle maak video's oor die hoe julle hengel. En Yes, op 100%. die podcast het ek nog al baie keer vir die ouens gesê, dan sê ek vir die gaste, op die einde van die dag is gee ons jou opinie, die way hoe jy dit doen. Of dit scientifically correct is of scientifically impossible is. Ek gee nie om nie. Sê vir my wat jy doen.
Nee, gee my jou redenasie rondom. Hoekom jy sê as die vis van die byt afgaan, gooi jy 5 meter verder en nie 5 meter nader nie. Nee? Ek worry nie of dit scientifically correct is nie. Hoe rationaliseer jy dit vir jou in jou kop? Yes, Ons wys vir die ouens hoe ons dit doen, hoe ons dit geniet en op die einde van die dag is niemand hierso probeer te claim dat ons weet alles nie. Ek bedoel, jy leer elke dag iets. Daar sit my pa. My pa het hoeveel jaar se ondervinding in die hengel. Nee, my pa het been there, done that, seen that, everything. Nee? En dan sit ons op 'n episode dan, as jy klaar is, dan sit ons hier dan so stom geslaan oor wat ons geleer het in daai episode. Yes, ja. Ek moet sê nou, iets wat nogal interessant is, ek sê dit baie vermarrend is, jy weet as jy so baie kompeterend hengel, saam met baie van dieselfde ouens, dis asof ons almal so bietjie Stockholm syndroom kry. Ons almal het min of meer dieselfde 6 dips, ons almal hengel min of meer dieselfde floutie met dieselfde deegie. So almal het 'n klein manier hoe hulle dit anders doen, maar dis as jy met 'n sosiale ou praat, hy sit so met 3 milies op 'n hoek of whatever. Ons almal geel floutietjie, klein deegie. Yes, dis baie interessant hoe mense half konform. So mense raak vinnig almal half dieselfde. Ek dink die grootste ding wat ons almal maar skei en die belangrikste ding is maar die gooi. Ek dink met pap gooi is gooi die klem op die situasie. Ja, ver enkel. Dit is die storie, Dit Nou is ek happy. bring my Sakkie met sy matcha bubble tea. Dit bring my nou by een van die goed wat ek ook wou aanraak. Julle sê nou van die gooi ver of naby. Daar's nou van die ouens wat kom vreeslik gilbraak en sê, hoe kan julle nou vir mense wil leer gooi? Julle sukkel self om te gooi. Nee, jy weet mos maar hoe neidig is party van die mense partykeer. Maar Ja, ons weet presies. dis nie wat julle doen nie, nee. Julle probeer nie voorgee julle is 'n topgooiers of topgooiers nie. Julle wys net wat julle doen en as julle 'n stok gaan toets, wys julle wat kan hierdie stok vir julle doen. Nou as hy dit vir jou kan doen, dan kan Barry, ek dink enigiemand dit doen. Ek dink die ding is so bietjie, dis daai 80-20% reël. Jy weet, ja, ons gooi 100% nie waar die top 20% ouens eers in die land lê nie. Maar oom, as jy by 'n plek kom of by 'n dam kom, 'n publieke oewer. Kom ons vat Aston Lake as 'n voorbeeld. Oom, daar's ouens wat rarig nie verder as 80 meter kan gooi nie. En Gideon het 'n mooi woord wat hy altyd sê, die basics. Doen die basics. En as jy vir 'n ou 'n paar rarig basics leer, oom, ek praat van rou mense wat hulle duim teen die stok druk, die lyn vasdruk as hulle gooi of wat ook al. As jy net 'n paar basics vir mense leer, hulle kry net daai 10 of 20 meter van 'n 80 na 100 toe. Nooit gesê wil hy ou vergooi kampioen maak nie, maar jy help hom net om wat hy te doen lekkerder doen. Leer vir hom 'n paar basics. Hy kan sy styl vervolmaak. Daar is groot name in hengel wat hengelklinieke hou vir kompeterende hengelaars waar die ouens absoluut die perfekte tegniek wys om in daai toppersentasie gooiers te kom. Maar dit gaan oor ons mense wat ons benader, juniors wat sukkel om 'n stok 5 uit 5 keer net raak te gooi. En om net vir hulle 'n paar basics te wys, goed wat dalk kinderlik klink ewen, net vir hulle iets maklik te maak en vir hulle te wys om elke keer uit daai 5 keer dieselfde ding te doen. So oom nie glo wat se verskil dit vir mense maak nie. Dis maar al. Raai wat jy nou van praat van, dis amper kinderlik. Ek dink dis iets wat ek ook al 'n paar keer misgesit het op die podcast waar 'n mens vergeet. Ek vat byvoorbeeld ek is besig met 3-kamp. Ek oefen 3-kamp, né? En ek het Desember het ek vir die eerste keer in my lewe actually begin swem. Soos in swem. Ek kon nie swem nie. Ek sê nie verdrink het nie, maar ek kon nie swem nie. Yes. So ek kon daarom dryf, Sakkie. Ja, ek kon daarop dryf. En dan begin mense deur die goed gaan waar mense nou leer swem en daai wat jy sê, daai maklike goed. Dis daai maklike goed wat 'n mens
Want die mense, as jy nou kyk jy video's, nee, die mense maak nie video's oor die eenvoudige goed in sport nie, want 'n mens vat dit as vanselfsprekend dat hulle dit weet. Nee? En ek dink met baie van ons video's neem ons dit as vanselfsprekend dat die mense weet wat hulle doen in sekere situasies. Baie keer dink ek moet mense dit bietjie meer afbreek in 'n meer, soos julle sê, in die basics in. Want ons gaan baie keer gaan ons cover oor die basics en ons gaan net deur na die detail toe. Nee, ons konsentreer op baie 20%. Dit gaan oor jou verwysingsraamwerk. As jy in 'n wêreld leef waar jy elke naweek kompeteer op 'n hoë vlak en almal gooi, kom ons gebruik 125 met 'n 1.5 as 'n standaard vir decent gooi. As almal dit doen, dan verwag jy weet as dit is wat jy heeltyd beleef en sien, dan verwag jy net almal kan dit doen. En dit is nie so nie. So Ek kan dit nie meer doen nie, Brendan. Maar dis hoekom oom die boot is. Oom Barry, Nee, ek is ernstig. ek het oom gesien gooi daai dag. Ja, oom steek nie lui weg nie. Oom met die heupe van 'n 12-jarige, daai timing. Weet jy waar gaan dit? En ek is nou baie ernstig dat ek nou bietjie weer die pap gooi net so gou tot en met September toe wil bietjie druk, né? Nee? Ek het nou 2 naweke na mekaar gaan hengel. En toe ek verlede naweek gaan toe besluit, of die vorige naweek, 2 naweke terug gaan, toe sê ek, okay, ons is by Steins. Ek weet die weervoorspelling was dat daar gaan so 24 km/h is die gusts wat gaan deurkom. So skuins van voor wat ook al. Toe dacht ek wel, okay, ek gaan nie op 125 probeer 'n kol bou nie, want as daai wind gaan waai, gaan ek nie daar kom nie. En ek besluit ek gaan 115 vat, né? En nou moet die mense onthou, ek het 'n jaar laas, bietjie meer as 'n jaar laas met my 14 voet stokke gegooi, wat ook al. Ek is nie hierdie 10 pond lyn ding het ek nog bitter min gedoen, so dis 'n ding wat my nog regtig ook baie vang. Destyds so ons saam, julle was ons nog op die dun lyn, ons was nog nie op dik lyn nie. Die 10 pond lyn, al daai goed saam. Ek sal vir jou sê, ek dink op die stadium vir my is 115 is about my flat out cast met 'n 1.5 en 'n bol en 'n decent bol. Maar oom kan dit darm konstant doen terwyl die wind waai. Dit maak ook 'n groot verskil oom. Yes. Dis wat vir my belangrik was. Is ek wil daai ding die hele tyd kan doen. Maar ek sal vir jou sê, like dit baie keer dan dink ek so myself, like daar was tye wat ek verwag het Lia moet op 110 hengel. Ek weet nie hoe ek dit ooit in my lewe verwag nie. Want ek kan nie dink dat sy toe kon gooi waar ek nou gooi nie. Ja, maar dit is nog so met die 10 pond lyn oom, dit is as dit windstil is of die wind is van agteraf, al gooi jy lekker maar daar nou net 'n dwars briesie of net so hint van 'n wind van vooraf kom en dan word jy altyd gemaklike 125 gegooi en nou moet jy stok buig om daar te kom. My gunsteling sêding langs die dam is, die ouens staan so en dan begin jy nou gooi en dan raak hy wind so sterker deur die dag gaan. Kyk hy ou langs sy met sulke groot oë en sê ek weet nie wat's fout nie, ek kry dit altyd reg. Maar ja, as die wind begin waar dan raak die 10 pond nogal 'n storie. Ja, ek het 'n ander dingetjie wat ek wil gaan toets maak, sal eers gaan toets en dan sal ek julle meer vertel daarvan op die podcast. Alright, 100%. Ek sal definitief is daar dinge in die pipeline. Moet weer inligting gee rondom dit. Pa kan nie net letterlik dit sê nie. Pa moet sê is dit ten minste oor gooi of is dit die 10 pond lyn? Ja, oor die gooiery, oor die 115 gooi vir my. En as die wind begin waai, baie pertinent nou oor die wind wat waai, die effek daarvan en maar Brendan, ek het net nou gehoor nie. My pa het gesê hy gaan die papgooi ding nou ernstig aanvat tot in September. Weet jy hoekom? Ja? Want September alweer vir Grieke. Nou, Grieke in die garage uit. Ons het weer tyd. Of September en wanneer dit nou warm raak en ons slymer al die drake uit die grot uit. Want hy klaar sy punte dan hy's ready to go. Ja. Nog qualify. 100%. Wat julle mekaar maar ek's klaar. Alright, maar luister, kom ons gaan terug na die waar julle hengel vandaan gekom het. Ek dink wat julle gedoen het by papgooi of niks, dink ek is 'n great idee, is 'n great
konsep wat julle doen. Ek dink julle doen 'n great job en ek weet die mense support julle heavy baie. So oral waar ons gaan net sien ons julle keppies, sien ons die pap gooi of niks wikkies. Ek dink toe ek dink nou so 'n jaar was dit 'n jaar terug ver gooi, 2 jaar terug so ver gooi, dit. Ja. Verlede jaar. As jy daar rondgeloop het, jy sien net die pap gooi of niks keppies oral sin. Ek dink dit dis 'n way hoe die mense net wys hulle ondersteun wat julle doen. Ek dink julle het 'n paar ouens wat ek wil sê kritiek gee, maar ek dink daar's ons mense wat kritiek gee oor alles. dit is mense so. wat vir ons kritiek gee oor die podcast, julle gaan kritiek kry oor julle video's, maar van my kant af wil ek net vir julle sê, ek dink wat julle doen vir die sport is great. Dankie Hoe ander meer, ek dink vir die man op die straat en dit wat ons wil doen is ons gee vir hulle inligting en dis al wat ons kan doen. Ons wil net vir almal sê wat sterk kritiek het oor wat ons doen. Baie dankie dat julle ons video's kyk. Ons waardeer. Ons waardeer dit. Los 'n comment daarso. Comment van Ja, maar dis maar deel van social media. Jy gaan mense kry wat nie van jou hou nie en jy gaan mense kry wat jou hou. Dis maar that's life. Dis nou maar hoe dit is. Ja. Maar wat ek wil doen is kom ons kom terug na die hengelaar agter die hele storie toe. Marnus, waar het jou hengel begin? Yes, Sakkie, ek het actually van kind af hengel, maar nooit soos kompeterend. Ek was nog altyd super lief vir visvang. As ek 'n kans gekry het ek gaan vis en ek was seker wat nou al 4 en 'n half jaar terug. Toe sê ek soos yes, want elke keer as jy 'n DVD kyk van iemand wat langs die dam staan, soos 'n skalk of 'n whoever 'n loukie of iets, dan sê jy soos, ek wonder hoe voel dit om saam met daai mense vis te vang. Of ek wonder of kan ek ook so goed vis vang, tipe van 'n ding. En dis toe waar die hele kompeterende ding ook begin en ek het die jaar daarna het ek aangesluit by Promania vinnig 'n rude awakening gevang wat daar aangaan. Daar was 'n paar tannies wat vir Marnus stinkend geëen. Op my eerste Promania wat ek gevang het, ons was daar by Kees gewees. En almal, die ouens slaan super vinnig op in 'n stands en dis extra rods en dis dinge en ek staan hierdie storie so en kyk. En ek onthou en Peer sê nog vir my, jy moet wikkel, ons begin 7:00. En ek bou daar op bolle. Sakkie, ek nog my eerste bol gebou toe die tannie langs my al 3 marries hou. Dit was 'n rude awakening gewees. So ja, dit was 'n vinnige leerskool gewees. Ja, maar ja, visvang by, soos ek sê, ek was nog altyd 'n buitekind hou. As ek buite kan wees, is ek op my happieste. So ja. Jy het toe begin Promania hengel en toe het jy nou obviously nog maar bietjie hulp gekry van die manne af en dit doen nou bietjie. Yes, dit was die beautiful ding gewees. Jy leer, die mense is altyd bereid om te help. Soos oom Robert Breed, of jy sit langs iemand wat goed gedoen het vir die dag. En as jy nie skaam is nie en jy stap na die outo en sê, "Hey, luister die meneer, well done, jy het my gat geskop vandag, almal se gat geskop. Jy het regtig great gehengel. Wat het jy gedoen? Ek wil graag uitvind." En dan's daai ou, omdat hy gewen het, is hy ook in goeie spirit, so hy voel ook goed oor homself. So hy sê, "My maat, dis wat ek gedoen het vir die dag." En so tel jy dit op en jy gaan skryf neer of maak notas of whatever ook al en jou hengel raak net super baie vinnig beter. Ja, ek dink dis daai wat jy sê van hoe vinnig dit beter kan raak. Ek dink dis een van daai goed waar jou level of knowledge gaan letterlik so gaan as jy met die leads of met die Promania en goed, as jy daar gaan deel, jy kan baie leer by 'n klapkompetisie, maar gaan hengel 'n liga, saam met jou klub, nee, jy gaan nie lead. Daai twee goed dink ek is jou twee grootste weapons van wat 'n mens regtig vinnig 'n pophuis vol, wat het jy 'n keuse nie. Jy het nie 'n keuse nie. Ja. En jy doen dit en dan kom jy op 'n SAS en dan leer jy weer 'n hele nuwe ander ballgame. Dan sit jy weer next level van visvang. Ja. So as ek vinnig daar kan kom, net 'n plek waar ek sê waar bitter min mense is bereid om dit te doen, maar is 'n plek met ongelooflik baie kennis wat na jou kant toe kan kom. Is as jy gaan en jy sê vir 'n klub, hoor hierso, kan ek asseblief 'n bestuurder, kaptein of reserve wees van een van julle ligaspanne? Vir julle top ligaspan verkies. Ja. Om daar te kan loop
en by elke ou te kan staan en hy wil sy spanmaats help. So hy gaan vir jou presies wys wat hy doen en jy kan presies kyk wat hy doen, hoe hy doen. Ja. Jy kan sy botteltjie vat, jy kan aan sy botteltjie ryk want jy is mos deel van die span. Span, En ek nee, moet ja, vir julle ja, sê, ja. die klubs almal sukkel altyd om runners te kry. En ek sê dit is waar die jong manne, die jong opkomende hengelaars gebruik moet word. Mense moet vir hulle vat en sê, hoor hierso, jy gaan nie hengel nie, jy gaan loop en dis hoekom, want jy gaan leer. Ek het dit vir jare toe ons by Eland was ek was vir jare was ek die reserve of een van die runners gewees vir die senior span. Want ons nie 'n junior span gehad nie. Ja, Nee. maar En ek was vir wat jare ook cool is van was daai- ek 'n runner gewees. Wat cool is van daai is, jy kan begin om 'n lyn, as jy sien, daar's nou, dis 4 penne mos of wat ook al, en jy sien, jy weet, jy kan so 'n lyn begin deurtrek op klein goedjies wat ouens dieselfde doen, wat werk. Jy weet, soos, dis oue deeg, o jemmel, ons kan hier 'n hele podcast oor 'n deegie praat. Ek meen, dis iets wat jy niks van weet as jy 'n sosiale hengelaar is nie, en dan, as jy begin kompeterend hengel, daai deegies, jy weet, so jy begin 'n lyn trek en sien, dis maar al hierdie ouens wat nou goed doen iets dieselfde. En dan, dis waar jy jou core, En jy tel klein goedjies op, soos byvoorbeeld in die winter, nie 'n hele floute hengel nie, 'n halwe floutie met 'n Ja. ryskorreltjie deeg, om daai asie so fyn en klein te maak. en 'n harde bol. En 'n harde bol, as jy net normaal sosiaal hengel, weet jy nie sulke goed nie. Jy kom by die dam, jy maak jou pap aan en jy gooi. So jy lekker leer is- verskriklik baie. Wat lekker is van wat vir my lekker was daai tyd as 'n runner was die feit dat jy kan vir die hengelaar vra rondom sy rationale rondom die besluitneming. As jy byvoorbeeld, kom ons sê jy hengel 'n elite en jy sit nou langs 'n Gideon Geier en Gideon Geier het jou skop jou gat. En jy gaan aan die einde van die dag na hom jy sê vir hom eers Gideon, well done. En jy skud saam en jy sê vir hom dit was nou great. Wat het jy gedoen? Hy gaan vir jou sê kyk dit gedoen en jy sê shop en jy gaan huis toe. Né? Nou het jy daai inligting in jou kop. As jy nou 'n runner was vir 'n span daai dag, né? En jy het langs Gideon gestaan, dan kan jy vir hom sê luister. Hoekom het jy nou dit gedoen? Hoekom wat het jy nou daai gedoen, nê? Dan sal hulle begin en dan gesels hulle met jou. Dan praat hulle met jou rondom dit wat gaan. Of jy kom op 'n situasie waar een ou sukkel op in die span. Nou loop jy nou die pen langs en jy sê eers lekker Piet sukkel daar op pen Very 1. sukkel. Gewoon. Dan sê hulle vir hom, dan sal hulle vir jou sê, weet jy wat? Sê vir Barry hy moet dalk kyk, as jy daarso hengel en hy wat se distansie gooi, dan sê hy gooi op 105. Dan sal hulle sê vir my net daai 5 meter verder gaan want as jy daarso hengel, dan gee hulle vir jou hulle kennis wat hulle het van daai gedeelte. Né? Dan gaan jy terugsoen toe jy laat iemand anders dit draai en jy sien eerslik keesak dit werk. Dus jy kan met soveel mense praat rondom, jy gaan altyd 'n dag kry waar een hengelaar sukkel in die span. Dis bitter selde dat jy by 'n liga gaan kom waar die hele span kook. Shape. As dit is, dan is dit lekker. Né? Ja. Maar as daar een hengelaar struggle, hoe die hele span vir jou inligting gee om daai ou te probeer help. Dis 'n magnum van inligting. Dis uit en uit 'n magnum van inligting wat jy En dit kom vanaf, yes, ja. Ja, net help ook as mens, soos die ouens wat regtig goed hengel, wat baie tyd by die water spandeer. Hulle ken die water wat hulle vis, hulle kompeteer in die oewer so goed. Hulle weet al 'n week voor die tyd amper min of meer. As hy daar sit, gaan hy dit doen of as hy net om die draai sit, moet hy dit doen. En dit help ook, dit help mense ook as mens kompeteer en by daai ouens te leer wat die water so goed ken. Hulle weet al wat skit, ja. Dis hoekom ek ook al baie keer vir mense gesê het, hulle moet 'n punt daarvan maak as jy nou 'n top kompeterende hengelaar is en jouself nog meer wil verbeter is. Wag tot die dam se vlak regtig laag is en gaan en ry uit na die venues toe en gaan kyk hoe lyk die dam as hy leeg is. Dan kan jy sien as ek nou by die bus sit of as ek daar by die bad sit of ek sit hier of ek sit daar of ek sit op die koppie, jy kan presies sien hoe lyk dit voor jou. En as ou dan vir jou 'n paar notas maak en jy sê right, okay, ek weet volgende keer as ek hier van hierdie koppie af 100 meter voor my is daar 'n sloot, né? Dan weet jy volgende keer as sien die koppie is 20 meter uit die water uit, so 80 meter voor my is daai sloot.
daai tipe verwysingsgoed wat 'n ou vir jouself kan maak. Yes, 100%. Ek en Marnus praat gisteraan so oor jy weet die weerpatroon wat nou verander en hulle voorspel min weer vir volgende jaar en toe sê ons nou die Valdam gaan seker nou weer begin sak. En toe praat ons juis oor daarby Kees wat so awesome oewer is en as daai dam ek dink op 30% kom julle dan Kees 'n stroompie. Dis al wat daar is. Dis crazy. So en 'n mens weet dit nie as jy nie ek dink dis wat Gideon so goeie hengelaar maak. As jy hom van 'n oewer praat oor hy al soveel jare die val, hy sê dadelik vir jou links van daai daar op soveel meter is die water daar so diep. Jy weet hy ken die Valdam so goed, jy gaan vir hom niks vertel van daai plek nie. En dit maak hom baie gevaarlik. Jy kan dit nie koop nie, jy kan dit nie Ja, in 'n seisoen leer nie. Nee, dis tyd langs die water uit. Dis tyd langs die water. Dis jare se Dis daai ervaring. wat hulle gesê het, wat hulle net effe gesê het, daai 80-20%. Die 80% kan 'n mens in 'n seisoen leer. Daai ander 20% dis Daai is net enigste hoe jy dit kan experience. Priceless. Priceless, very much. Ja. Vra vir Sakkie, hoeveel tankies petrol het ons so zigzag uitgery met die boot, met die fish finder, net om te kyk wat gebeur daar voor dit nie gaan. Dan gaan ry ons daai Hatseas area, gaan ry ons daai ding, net om te sien hoe wat waar, of ons gaan proewe hengel, dan weet ons hoe lyk die ding. Ja, so Barry, maar daai nie bietjie cheating nie, oom. Nee, dis is daarom voor die tyd. Nee, grap dit. bring al die inligting wat tot mense beskikking is. 100% Barry, as jy die inligting kan kry, why not? Jy doen nie moeite, dis altyd soos wat ons sê met 'n hengelsessie, doen nie moeite en jy kry beter resultate en daar is presies wat as jy bereid is om die tyd en die moeite in te sit, dan all the success, well done. Ja, ons het nou by die vergooi ook gesien. Jy kan sien daar's ouens wat gaan oefen het. Jy kan sien aan die manier wat hulle gooi en hoe voorbereid hulle is. Hoe vra jy vir hom dat jy gaan oefen? Maar ek was so 2 of 3 keer by die veld. Jy kan sien daai ou is die laaste 6 maande enkel lopende man al. Hy gooi net. En dis awesome. En dan jy kan nie daar kom en verwag oor jy nou jou ma se spesiale kind is jy gaan nou goed doen nie. Daai ouens sit die tyd en die moeite in en dit wys. Ja. Ek wil gou vir julle gesê, ek wil nog eendag so met die boot. Wil ek as hierdie ouens, as iemand proewe hengel of so tipe ding op 'n Vrydag, veral Gauteng Noord hengel mos 'n Vrydag en 'n Saterdag of 'n 3 dae, whatever. Dan wil ek eendag een van daai dae wil ek die boot vat. En dan wil ek sê net maar daar voor jou gaan stop, Marnus. En dan hierso so op 100 meter wil ek so 'n paar emmers voer uitgooi. Yes, oom. Nee, Sal 'n situation wees. Ek wil kyk wat gaan daai ouens doen. Gaan hulle jou penaliseer? Ek dink gaan dalk 'n paar P5 of P6 deur die boot kry. Jy doen dit mos voor die ouens. As die ouens daar stop, dan sit jy daar en jy gooi net jou emmers uit. Ons moet eintlik voor 'n baie besadigde ou gaan stop en dan sê nou maar sy naam is Johan. En so, Johan, hier's hy 10 emmers. Hoe wat het vir gevra? Ek sal vrek om te sien wat gaan daai beamptes doen. Val as daai vis begin moer. Wat die beamptes gaan niks kan doen nie, want hulle kan nie bewys dat dit is in samewerking nie. Hy het niks gedoen nie. Ja. Sal 'n situation wees. Ek en Lia gaan voer vir 'n bootkompetisie en ons het 'n lekker spot gepiek die Vrydagmiddag, maar dan was ook laag, ons kan nie by AV links daar na Moelman se kant toe gaan nie, ons moet afgaan daar regs RPA se kant toe. En ons het gaan 'n plek gepiek en ons het ons voer gegooi en ons was seker so omtrent, ek sou sê 120 meter van die oewer af. Maar lekker, mooi plek man, yes, like is great. En daai volgende oggend het ons captain's meeting gehad, sit die boot in water, ons ry daar na ons plek toe. Toe daar kom toe sal ek agterkom, dis Morgenson se oewer. Toe daar 'n Promania op die kant. Toe kan ons nie op ons plek lê nie. Nou is ons iemand daar kom verskriklik lekker vis. Ons merker is daar reg voor die ouens. Dis about op 120 meter. Toe gaan lê ons op so 160 meter. Anker ons toe die boot en hengel ons terug na ons voer toe. Hengel gooi ons daar sien, hier val die ou se goed. Daar val 'n ou se goed. Dit is 'n groot gemors.
Ek weet nie of ek genoeg guts het om dit te doen nie, soos julle net gesê Nou maak ons gevlieg. nou maak ons seker dat as jy 'n oewer hengel dat jy seker maak jy steun 'n oewer waar daai ou waar daar bome is waar niemand kan sit nie. Laat daar Sit nie, jy nie daai issue. Brendan, ons het nou met Marnus gepraat rondom waar sy hengel begin het. Jy het net nou so begin gesels en net gesê jy het gehou van visvang, maar waar het jou hengel begin en hoe het jy gekom tot waar jy is vandag? Sakie, ek het in Desember 2021 my eerste keer 'n visstok opgetel. My kinders was toe lekker klein en my oom het 'n plek daar by Walmarina by die Valdam. En hulle het ons genooi vir 'n Kersfeesbraai of vir whatever, daar iewers in Desember en ek het iewers 'n stok in 'n katrol gekry en ek het hengelwinkel toe gery en die ou het vir my 14 pond lyn gegee want ek het nie hy vra hengel jy met of sonder 'n leader. Toe sê ek, toe ek kom vra wat's dit, toe sê hy vat 14 pond. En ek het die kids gevat en almal het gekuier en gebraai en ek en my seentjie het die hele dag net vis gevang en sê daai geel visies gevang. Die dam was hoog en sê daar tussen die bloekombome nog gevang. En dit was soos 'n ligswitch wat aangegaan het. Dit was verslawend. En toe het ek daar begin en ek het begin sosiaal hengel. Ek het sommer daar damwalle toe gery daar langs Denysville en dan ontmoet jy mos nou maar mense langs die oewer en eendag baie goeie vriend van my nou, oom Frik, hy's 63. Kry ek hom daar en hy sê vir my nee maar ek behoort aan 'n klub. As jy meer wil hengel, kom sluit by die klub aan en so dit maar gegroei van daar af. So ek het regtig laat in my lewe baie rou begin en ek moes regtig alles leer teen 'n massiewe tempo. So ja, hier is ons nou. En toe jy nou, wanneer begin, wat op sê? Ja, so dit wys net vir mense dat daar is mense wat dit doen. So jy kan van onder af begin en vandag weet almal 90% van die hengelmense weet wie's Brendan. Nie dat jy baie vis vang nie, maar jy probeer ten minste. Ja, oom. So elke hulle sê 'n gebroke horlosie is ook 2 keer 'n dag reg. 100%. Maar ek was baie gelukkig om vir Gideon te ken en hy het my verskriklik baie geleer. Ek dink teen ek seker dit moes hom op 'n manier geïrriteer het want ek meen hy's op 'n vlak van hengel waar jy nie regtig mens, waar jy nie tyd, jy weet, noodwendig tyd en moeite kan bestee om iemand wat niks weet nie te leer. So ek super dankbaar vir hom. Hy het my regtig geleer gooi en aanbiedings, die basics. En dit het my baie gehelp. So ek is ewig dankbaar aan nou Gigi want hy is 'n masjien. Ek sou dit nie vir iemand anders doen nie. So baie dankbaar. Ernstig. Oom Barry, nee seker nie, maar weet hy het regtig op 'n tyd wat sy hengel wat hy daai jaar wat hy die Promania gewen het. Ek meen hy was elke tweede naweek by die dam. Hy het baie tyd en moeite in sy hengelloopbaan ingesit. En hy het nog steeds tyd gevat om op 'n Vrydagmiddag my rivier toe te vat en 'n sak boulyn te gaan uitgooi en geduld gehad om my te leer goed doen al was dit. Brendan, as jy so goed is soos wat Gideon is, dan raak dit tog 'n bietjie vervelig. Jy raak verveeld. Jy wil bietjie iets anders doen as net altyd wen. Sakie, ons niks soos wen nie, man. Ons niks soos wen nie. Wen is lekker. Wen raak nie vervelig nie. Wen is lekkerder as jou eerste joel op potch. Daar's niks so lekker. Ja, maar ek moet sê dit is baie daarvan praat, die Sakkie ken dit. Hy weet hoe lekker is dit. Dit is altyd goed. Sakkie ken meer as net een joel. Eerste keer laat ek op die kamera sien jy bloos, Sakkie. Daar's hy, Sakkie. Jy sien dit net as die wolk uitgekom, man. Dis al. Ja, maar dit is net lekker om te hoor dat iemand soos Gideon en dit wat Gideon gedoen het, is hy's nie uniek in daai sin waar hy jou gehelp het nie. Daar's al soveel ouens wat kompeteer in hengel wat well known is om mense regtig uit hulle pad uit te gaan om te gaan help. Dis jy het net gepraat van hom Robert Breed. Dis 'n ou wat ons weet wat uit sy pad uit gaan om iemand te gaan help. Ons het iemand soos 'n Morney Mostert. Ons weet hy wat by die skole-ligas en die goed soos dit gaan hy uit sy pad uit om mense te help. Ons het soveel hengelaars wat regtig op 'n verskriklike hoë level hengel
wat uit hulle pad uit sal gaan om iemand te gaan help. En ek dink as jy iemand is wat daai hulp soek, dis nie moeilik om hulle te kry nie. Gaan hengel daai Prometheus, gaan hengel daai leads, jy gaan hulle raak kuier. Glo my. Yes, ja. Kyk Sakkie, ek moet sê, ek weet nou nie, ek het daai tyd nog nie gehengel nie, maar ek weet ek het nou 'n paar podcasts geluister en so 'n bietjie tussen die lyne gelees. Daar was 'n tyd in kompeterende hengel waar jy eerder jou salarisstrokie vir 'n ou gewys het as om vertel wat jy doen. Wat jy doen, ja. En 100%. dis vir my baie mooi. Dis vir my baie mooi dat hengel op 'n plek is waar die top hengelaars in ons land geensins geïntimideerd voel met ander ouens nie en bereid is om hulle geheime te deel en die ouens te help. Waar 10 jaar terug, daai vroeë 2000s Protea span, niemand weet nou nog wat in hulle kaste was nie. Jy weet, so dis awesome om te sien hoe die wiel gedraai het en dat daai ouens nog steeds bo is. Al deel hulle, al gee hulle geheime weg. Hulle is nog steeds die shit. Weet Brendan, ons het verlede naweek nou by Steyn se AV kompetisie gehengel. En toe lag ek so, Sakkie sal hom nou ken, Mike Paffy. Paffy is nou ek dink 71, 72 jaar oud. So dis nou al 'n toppie. Hy is nou 'n toppie, maar wat 'n wonderlike mens. Maar hy kom uit die era uit van wat jy nou net van gepraat het, waar hy eerder sy salaris strokie wys as die A's gee. Nou praat ons, hy sê daar by dan toe so gesels, sê Barry, there's no way that those people are talking the truth. Nobody will give you the bait. Nobody. Ek sê vir Beth, it's not right. They will tell you the truth. Ek sê, hy sal dit nie glo nie. Dit is nie waar nie. Hy seker hulle lieg. Hy kan nie glo dat dinge het so verander, laat die mense werklik soos 'n oorboek is nie. Ek het nie 'n issue nie. Ek gooi nog vir mense uit ook. Ek sê vir hulle hierso vat van die goed en gebruik dit. Ek bedoel, wat is nou? Ons is almal daar om vis te vang. Ja. Maar dis ook nou. Ek wil 'n voorbeeld gee. Davie Olofse wat vir oom hulle hengel, as ek dit nie mis het nie. Ons hengel ons laaste dagproewe en hy is die Victor vir die naweek sover. En ons is hy en Marnus is die laaste dag saam in 'n sone. Marnus sit 1 pen regs van hom en ek sit so 2 penne links. Ons is daar by Leeuplaas, in ons hengel. Ek en Davie is nogal op mekaar. Ek het dit my persoonlike missie gemaak om die Victor vir die naweek te probeer wen daai dag. En so ons is aan die go en ons hengel en ek en hy doen baie, ons is baie op dieselfde afstande en dan vang ek 2, dan vang hy 1 en dan vang hy 2, jy weet. En op 'n stadium die middag by Leeuplaas raak die vis mos so 'n bietjie stil. Dit is asof hy plek afswitch hier teen 12:00. En ek stap na Marius toe en ek praat met hom en ek so op pad terug roep Davie vir my. Hy sê vir my, Brendan, of jy my nou glo of nie, ek gooi mielies op my boonste hoek. Ek sit 'n pit op. En ek stap terug en ek dink so by myself, shit, kan dit wees? Weet jy, niemand hengel ooit met mielies nie. En ek gaan en ek dog, weet jy wat, my kol is nou so stil, gaan 1 stok vat, hak 'n pit, gooi hom, oom Barry, in die vis. En ek het vir Davie, ek dink met 2 vis gekap daai dag. Maar dis die tipe ou wat hy was. Hy wou nie kompeteer met iemand wat nie teen hom kompeteer nie. Hy wou all out gaan en dit was awesome. Ja. En ek en hy die naweek by die vergooi oor gepraat. Toe sê hy vir my, ek het nie vir jou gehok nie, ek het regtig pitte gegooi. Toe sê ek weet, ek het 4 visse met hulle gevang. Ek sê altyd vir mense, ek vertel altyd die straaltjie sommer net so vinnig van baie jare terug. Hengel ons 'n klapkompetisie by die ou van Sails, wat daar aan die boorlope van die Vaaldam is. En ons klapkompetisies was so, jy kon gaan sit het waar jy wou. En ek en Lia het die plaas is so perrehoef, so letterlik so in die ronde. En ek en Lia het hier op die linkerkant gesit en ons vang daai kaaps, maar ons eet vir hulle laat die bissies bewe. In daai jare het
het ek gehengel met 'n of op daai spesifieke dag het ek gehengel met 'n deegie en dan 'n breinbroodjie wat ek Moyers Orange Essence ingebrei het. Né? So lekker backing agter hom, né? Yes, like en ons vang die vis, né? En die volgende hier kom twee van die ouens, Nick van Sail en Hols van Wyk. Hier kom hulle twee aangery daar met die bakkie. Stop haar. Yes, hoe lyk dit? Nee, ek sê vir hulle, nee, ons kap hulle groot sakke vis wat ook al. Maar toe ek sien nie kom Nick en Hols, toe sê ek vir Lia, hoor hierso ons gooi garlic. Sy sê nee, is reg. Eers like hulle kom en sê, hierdie Barry, nou wat doen julle? Ek sê nee, hier net garlic hè. Deegie, 2 deegies garlic steek kom nê. Nee, okay, daar gat Nick en Hols. Eers like ons kom my middag by die skaal nê. Nou het ek en Lia 2 groot sakke vis. Volgende oomblik stop Nick en Hols dan maar hulle sleep daai sakke so 2 van die. Ek sê vir hulle, yes, like en nou Nick kom na my toe sê Barry, toe hy garlic gooi, toe sit so. Ja. Toe frikkers laat hulle ons oor toe met daai garlic wat ek vir hulle sê. Daai dag toe sê ek, dit help nie lieg vir ou nie. Ja, nee. Hy bly stil, maar lieg, ek sal nie weer lieg nie. Ek het nog nooit 'n vrou gelieg. Ek sal vir hom sê hoor die los my uit. Ek sê môre sê, maar lieg ek nie vir hom lieg nie. Daar sê hoor, there we go. Ja. Ons het net ons so gesels rondom, jy weet julle het gesê dat ja, julle hoe meer 'n mens kompeteer in Engels, hoe meer raak almal dieselfde, hoe meer doen almal in elk geval dieselfde ding. En dan kom mense nog steeds agter, jy kom by 'n proewe. Jy kom ons sê by 'n proewe of by 'n elite final waar dis die beste van die beste, dis die top of the spear se ouens wat daar is. En jy weet hulle almal doen min of meer dieselfde tipe ding. Ja, die ene hengel dalk met original, daai ene dalk met supercast. Hulle dalk ander manufacturers, maar dis dieselfde core produkte wat almal gebruik. En dan kry jy daai ou wat nog steeds totaal en al uitstaan, né? Nee, 100%. As jy met hom gaan praat oor wat hy gedoen dan dit kom terug na die basics toe, maar hy doen al daai goed, doen hy net reg. Dit gaan oor daai 1% beter vinniger. Yes, ja. Kyk Sakkie, dit compound en dit yes, ja. Kyk maar, as jy kyk soos die Masters in golf. Dit kan, daar's seker 20 ouens op daai roster. Dit kan enige een van daai ouens se naweek wees. Hulle is almal ewig goed. Dit kan enige ou se naweek wees, maar op 'n spesifieke dag doen daai een nou net daai een ietsie of bietjie beter. Of by die semi het jy 'n super goeie dag. En daai confidence kom oor. En jy trek daar weg by daai final en jy voel dit sommer net. Ja. Soos Rolf by die Pro-Mania final. Daai ou, hy het geblom. Dit was syne om te verloor. Hy het geweet. Ja. Toe hy opstaan daai oggend toe gaan hy om te wen. Hy het geweet, hy het so 'n goeie naweek gehad by die spanne en toe by die semi. Ja. Hy het geweet. So dit was mooi. Alright, ons het nou gesê dat voordat ons nou met die episode begin het ons nou 'n bietjie gesels rondom iets wat ons met julle oor wil gesels en ek dink dis 'n area van hengel waar julle, ek wil amper sê spesialiste is. En ek dink daar's min ouens wat die in die posisie is waar julle is, waar julle al hierdie venues kan gaan hengel. En julle hengel vreeslik baie van hierdie venues en julle word genooi om te gaan hengel en julle hengel multiple days op dieselfde venue en julle het al 'n paar keer na die verskillende plekke toe gegaan. En julle gaan na plekke toe wat oop is vir publiek. Julle gaan nie na die plekke toe waar net kompeterende hengelaars en baie van die ouens wat ons op die podcast kry, hulle hengel kompetisies en dit is iewers wat meeste van die tyd toe is vir publieke hengel. Dit sê dit is vir klap kompetisie of iets. So kom ons gesels ook met julle. Ons weet is nou Julie, dis middel Julie. So kom ons sê ons het nog so 'n maand en 'n half van koue weer oor voordat ons hopelik in 'n van jag. Dis 'n maand en 'n half se jag oor. Nee. Voordat ons nou weer kan gaan hengel. Maar gooi 'n bietjie vir ons also. Wat se venues is daar wat ons bietjie na kan gaan uitkyk vir die mense by die huis? Wat se venues sal julle sê vir 2026, 2027? Wat moet op jou bucket list wees vir destination? Sakkie, sorry, die winter is nog nie verby nie. So die mense moet by die Vaalrivier uitkom op een of ander stadium. Jy moet in die winter ten minste 1 of 2 goeie riviersessies insit. Want die Vaalrivier in die winter is 'n amazing plek om te vang. Ek weet dit is koud, maar soos ek sê, jy hoef nie
6 uur buite by jou stokke te wees nie. You don't have to do that. Al wil jy 9 uur opstaan, maar jy moet by die rivier uitkom in die winter. Vaalrivier in die winter is 'n absoluut magical plek. En dan kan ek dalk net bynoem daai Renoufal stuk. Dis net so agter Potch, tussen Parys en Potch. Is daar 'n stuk van die rivier, hulle noem dit Renoufal, daar waar Fondorust en Riverview en daai plekke is. Die rivier is 2 meter, min of meer 2 meter diep, regdeur. Ja, die visse het nie plekke om heen te gaan nie. Hulle kan nie Hulle wegtrek is nie nie. daar. Ja. Super goeie plek in die winter, want die vis kom goed uit op vlakker water in die winter. Die groter vis het ons nou al gesien. Yes, ja. So dis 'n baie goeie stretch van die Vaalrivier om 'n plek te kry, is daar by die Renoufal, die Fondorust, Riverview Fishing, daai plekke. Ja. En dan, ja, so as die somer begin, ek sal sê hier van Oktober af, dan dink ek skop Valdam ook daarom in sy volle reg in. Dan begin Valdam hengel ook weer lekker raak. Hier van Oktober af, so plekke soos 'n Flamingo Bay. Ja, En, hy doen die laaste ruk baie goed, né? Yes, ja. So, Die Flamingo ja, is ook definitief. vir publiek, né? Yes, Hulle 100%. is. Jy kan boek en daar Wat gaan se- vis. Watse venues is nou soos bekende venues wat oop is vir publiek in langs die Valdam? Yes, okay, so daar is 'n hele paar. Boskop is, Boskop is oop. Dis 'n publieke oewer. Die ou van Driels is oop. Dis 'n publieke venue. Wat is daar nog in die ander? Flamingo Bay, Ja, Flamingo Bay, daarso is die Mianzi is daarso. Oranje wil hengel. Ja, Oranjewil Hengeloord is oop. So daar is verskriklik baie, eintlik 'n hele paar venues langs die Valdam. En dan as jy so 'n bietjie gaan rondkrap op Facebook of whatever ook al, ek sien die ads kom redelik baie op. Is daar baie plekke waar jy 'n lys kan boek wat soos half estates of private ragge estates of 'n huis by die dam wat jy kan huur om te gaan visvang. So daar is redelik baie plekke langs die Valdam waar jy kan gaan, ja. Ek wil ook noem. College Plaas en Lazy View, Ja. Aquavia. Ek wil ook noem dat wanneer jy na 'n publieke oewer toe gaan, is 'n baie 'n goeie riglyn. Nie almal kan dit altyd doen nie, maar probeer om op 'n Dinsdag en 'n Woensdag te gaan. Wanneer daar, jy weet as jy op 'n Saterdag by 'n plek oprok, is die hele wêreld daar. As jy regtig wil gaan vir die hengel en bietjie beter vis vang, probeer vat 'n dag of 2 verlof of wat ook al. Nee, Gaan op 'n Dinsdag en 'n Woensdag wanneer jy kan kies waar jy wil sit en daar's nie soveel druk op die oewer Ja, nie. daar Want, is nie soveel lyndruk op die water want nie. daar by Aston Lake, Daar lyk dit in die week, lyk dit op 'n Woensdag gaan lyk dit soos 'n naweek. ek sweer ek en Marnus het al langs mekaar gestop en langs mekaar gehengel. Dan kom maar bra met sy korsa. In middel. Tussen ons. Hengel. So dis Jy kan dit nie imagine. Ja. So, en dis 'n publieke oewer. Jy kan nie vir die ou sê luister, hier is die plek vir jou nie. Daar's al plekke wat oop is en hy is daar om vis te vang, is dit sy plek hier. Kan ek nou weer ek julle gou hierso weer 'n ding vertel. Baie jare terug. Harties was op sy stukke gewees. Eers like in ons hengel by Derus, hengel ons 'n klapkompetisie. En man, ja, dis oop vir die publiek. So enigiemand kan daar gaan sit en hoe wat waar. Is Ons daar is as nog steeds oop vir die klapper- publiek, pa? Weet jy wat Sakkie, ek dink hy is, maar ek dink hy is meer so veilig om te hengel nie. Ek dink daar's nou 'n handjie vol plekkies by Harties wat jy kan veilig vis vang, maar ja, dis nie op die oomblik great nie. Ja, dis veilig. Maar in die case nou sit ons daar hier kom 'n ou verbygery met 'n Sierra, maar dis die tyd van die 16 voet veselglas stokke. Nou het hy sulke karelstokke wat so oor hierdie Sierra gebuig is, hulle loop so saam met die body. Dis wat hierdie ou stop so langs my, maar ek staan so ek speel 'n Kaap. En die ou stop so langs my, hy sê kan ek maar hier langs jou sit? Ek sê hier is nie regtig plek nie, maar wat sê jy vir die ou? Ja. Die ou sê vir my ek gaan onder toe kyk as daar plek is, anders kom sit ek hierso. Eers like en daar. Hy nou jy nou lekker vis vang, ja. Ek dink so myself, ek hoop net maar dat die ou
kry 'n lekker plek daaronder iewers. Asseblief laat hy 'n lekker plek kry. Dis net so 'n paar minute later, hier sien ek, hier kom hy Sierra terug. Toe weet ek nie, kyk papie, hier so het ek nou van hierdie ou gekry. Op penmaat En hy, die ou kom en hy reverse in en hy klim uit, haal die stokke so van hy kar af en hy maak die boot oop, haal die koeleboks uit en maak 'n bier oop en hy vat so 'n sluk bier. Ek dink, ai. Maar nou sit hierdie Karel Villanel daai jelly tip stokke gemaak. Nou sit daai jelly tips. Eers like man en die ou sê vir my, hoorie sonde, maar waarmee vang jy? Nou tipies soos wat ons net gepraat het. Ek sê toe, sorry, ons hengelkompetisie, ons het nie op 'n manier laat ek jou gaan vertel. Barry het 'n bietjie van 'n geskiedenis met huis. In alle geval, ek gaan jou nie sê nie. Weet, eers like man en nou gaan ek aan. Die ou kom en hy pak af en hy vat daai eerste stok, maar hy steek daai ding en hy gooi daai ding. Wat hy gooi, toe sê ek, okay, hierdie ou gooi reguit en hy kan Blyk daarom alright. Ja. Jy kan sien hy weet wat hy doen. Jy's like, hy vat daai stok, sit hom neer, hy vat die ander een, hy begin die katrol so aansit, trek hy katrol weg. Dis ons met daai Orlando gehengel. Jy trek hy Orlando weg, vat 6 skep net, vat hom, sit hom nie net, vat die stok, gooi die stok weer. Nou gaan hy terug na daai stok wat hy besig mee is. Hy begin die lyn so weer deurreg. Hy's nog nie voorbied op nie. Toe kan my mamma ook nie vra waarmee hy hengel nie. Daai ou sit daar so my hy slaat vir ons deurmekaar, nê? In alle geval, ek wou sê hy moer ons stikkend. Maar in die case. Yes, like nou sien ek sien hierdie botteltjie, dan dip hy die asies, en dan sien ek dit is hierdie bright oranje kleur, en ek sien die Supercast sticker, nou ons het toe nog Supercast gehad, dis my botteltjie wat hy vat, en hy dip hom so, ne? Ja, maar ek kan nie vir hierdie ou vra nie, yes, like, nou los ek dit. Nou dink ek, okay, dit lyk, dis so Cine One kleur, en gaan aan, jong, 007 is daai kleur, Cine One is dit, nou, nee, ek kan nie dink nie. Eers like, ons gaan aan, en ek, hier so die middag, 1:30, 2:30 se kant, stap ek so na die ou toe, nou gaan staan ek nou maar daar en praat, nou, wil ek ook maar net kyk of ek nie kan steel met die oog nie. In alle geval, ek staan nou so, hy sê van, hoorie so, het jy plain mielies? Maar hy sê so saggies. Ek sê, ja. Ek sê van, ja, ek het. Hy sê, wat draai dit dalk werk al beter as die kak wat jy gebruik. Yes, man. Ek vervies my daar en ek loop terug na my stokke toe en ek gaan aan. Daai maandagoggend kom ek by die kantoor en ek is so by kantoor, hier lei die telefoon. Hier sit Jan, ek kan nie meer Janse van onthou nie, hy het by Leons Hengel gewerk aan Pretoria Noord. In alle geval, hier sit Jan, en hy sê vir my, môre Barry, hoe gaan dit? Ek sê, nie alright, ek sê, hy haak af, hy sê vir my, ek hoor my chommy jou opgeding is die naweek. Ek sê, is dit? Wie is jou chommy nogal? Hy sê so, en hy sê die ou se naam, hy sê, ek sê, waar het hy dit nou nogal gedoen? Hy sê, net daar by die rust. En ek sê, okay, nee, dan is dit stiekem, dan was sy chommy. Hy sê vir my, hoorie soos asseblief, kan ons het toe net pineapple emulsion. Wat het ons het? Cocoa pine. Nee man, en kyk, so pineapple smoothie wat ons net op die mark gesit het daai tyd. Ek sal nou weer op die naam kom. Maar die werklike naam van die ding was pineapple emulsion. Ons het dit genoem pineapple cream. Pineapple cream het ons dit genoem. In alle geval, hy sê, kan ek asseblief 10 bottels van die pineapple cream kry vir die naweek? Hy bestel toe nou vir die winkel. Hy sê, want weet jy, like, daai goed gevang met daai pineapple cream. Ek sê, ja, goeieste. Druk hy vir my rooi. Het jy plain mielies? Dit is 'n pak wat jy Daai wat Brendan, daai wat jy gesê het van daai Dinsdag, Woensdag hengel. Dit is nou maar net eenvoudig een van daai goed waar as jy
as jy wil lekker hengel, as jy na 'n lekker venue toe gaan, as jy die geld gaan uitlê om uit te gaan en jy het die vermoë om dalk 'n dag of 2 uit te vat van die werk af. Try dit. Ja. Dis regtig die moeite werd. Ja, Ek 100%. weet Dit maak 'n helse verskil. hierdie Ja, plekkie waar en ons Sakkie, hierdie stakpan waar ons nou maar gewoonlik nou maar gaan visvang. En nou die vorige keer dat ek was nou so 2 weke terug daar, so ons het 7 vis vir die dag gevang, 8 vis vir die dag gevang. Nou dis regtig min in vergelyking met wat ons vorige kere gevang het. Vorige keer kyk jy na 25-30 vis tussen die pelle wat 'n mens vang. En Ja. die groot verskil is net gewoonlik het ek either op 'n Dinsdag of op 'n Woensdag gegaan. Nee, dan is ek die enigste ou daarso. Die vorige Nee, keer dat ek nou ja. gegaan het, was ons op 'n Vrydag daar gewees en daar was 6 groepe gewees. Een groep het seker about 8 ouens gehad. So jy kyk na in 'n pan kyk jy na 14, 15, 16 stokke en op die einde van die dag is net Ja, dis rof. daai druk op 'n klein dammetjie soos daai is net erg. En as Ja. mens dit op nou op 'n oewer sit, dis daai selfde konsep waar drukking op die water is nooit lekker nie. Ja, ons lag altyd so Sakkie as ons by 'n publieke oewer kom, as ons nou op 'n naweek daar is of iets en 'n ou pak sy stokke. Hy's die enigste ou wat vis vang, maar daar's 8 stokke uit, want hy dink hy gaan meer vis vang, so dan is dit net van, so, jy help jouself nie eintlik nie. So hoe minder lyne daar in die water is, hoe beter eintlik. Nou as Ja, jy gaan so- social, hoeveel stokke hengel jy? 2. Ons hengel, ek en Marnus het al by 'n plek gaan hengel waar Ons ons net een stok. waar daar As ons- soveel mense saam ons was of iets, en pak ek in 'n een stand uit. Ons elkeen het een stok. Yes, ja. Meeste van die tyd sal ons normale 2 stokke, maar dis nie dat ons albei op mekaar vis nie. Ons try altyd hulle so ver as moontlik van mekaar afkry. Tensy daar nou regtig een kol is wat aan die gang is, dan kan jy nou maar Sekere van ons is erger oor dit as ander. ja, ek is ook ons erg op die. Jy moenie in my spasie inkom nie. Blaai dit nie. Jy moes by die SA's gesien het. nou hengel ons en die ou kyk nie as jy nou vir Marnus wil wat altyd vriendelik is, wil ref. Dan kom jy by daai oewer en jy weet die oewer maak altyd so klein knypie, nee, en for some reason daai klein knypie maak dat 4 penne so hengel. Dat almal vir dieselfde boom gooi. Nou dan kom ons by die SA's. Nou sê ek vir hom daai en daai, maar nou ek het nou al geleer met hom, nou loop ek na die ouens langs aan toe om te gaan kyk min of meer waar hulle ding. Nou sien ek, hier gaan 'n probleem kom. Nou gooi ons almal. Nou wag Marnus, nou sy laaste om te gooi. Sakkie, nou val almal so goed so, dis omtrent 'n 5 meter gap. Dit voel vir my of 'n 5 meter gap is vir sy stok. Stel hy sy met sy stok in sy hand. Kyk hy so links, kyk hy daai ou in die oë, kyk hy regs, kyk hy daar. Te waar die fok moet 'n mens nou gooi? Maar Was ek Verby. dis waar dit inkom waar as mense op 'n penning, as mense op 'n penning, ek weet nie of julle hierdie ek praat nou van weer basics, né? Nee? As gevolg van die feit dat oewers ons maar so loop, nie reguit lyn is nie. Dis alwaar mense moet gaan, jy staan 'n meter terug, 2 meter terug, né? Nee? En jy vat die hooflyn van die oewer. Jy gaan 90 van die hooflyn van die oewer, nie van die direkte oewerlyn voor jou nie. Yes, ja. As almal dit net Vertel kan dit vir doen. mense. Vertel hulle. sê hulle Sakkie, Vertel hulle. check brother. Jou. Wat hulle Ja. wat baie mense ook sê wat jy kan doen, is jy vat een van jou spaarstok of jou stok en Yes. dan hou jou stok so. Sit dat die punt op die laaste persoon daai kant wat jy kan sien en die ander een op die laaste persoon daai kant wat jy kan voor sien. Yes. En Ja. reguit voor dit. Ja. Dit help oor die algemeen want dit is sommer net so 100% dat waar daai oewer so maak is daar altyd Ag, dis altyd en as jy die unlucky ou wat in die middel is, jy het nou weer. Jou. En julle, kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Dis nice om 'n mooi balken te hê. Iets wat uitstaan. Nee, nou staan almal daar. Nou kom jy daar nou so een plaashuisie daar aan die oorkant, nee. Nou kom jy by die ou langs aan. Ek gooi vir die plaashuisie en jy kan sien hy's min of meer voor hom. Dan kom jy by jou pen, dan is die plaashuisie ook smack bang voor jou. Dan beklei al 10 penne nou vir die plaashuisie. Dan loop jy na die volgende pen toe links van jou, dan is die plaashuis heeltemal daar links want hulle kyk soontoe
En hy kyk nou soontoe, aan die plaas hy daar links. Jy weet want almal wil iets lekker hê om voor te gooi. Dis jy weet dit is ook nog al 'n thing, maar anyway, dis lekker. Niemand haak mekaar eintlik oor. Ja, nee, maar dit gaan nie eintlik sleg ja. Jy wil maar net so 'n bietjie jou eie spasie hê, ja. Dit ontstel om net om te dink iemand gooi op sy huisie. Maar om terug te kom na die hoeveelheid stokke toe, toe ek nou maar, as ek social gehengel het, en ek dink my pa was ook maar meerderheid van die tyd so, as ons alleen gehengel het ons met 3 stokke gehengel. Jy moet altyd soos 'n barberstokkie op die kant iewers hê, tipe van 'n ding, ja. Jy 2 stokke waarmee jy normaalweg hengel, en as jy nou 1 stok gehengel het waar jy either nou gaan vir 'n groot snor, of jy het 'n stok wat jy gaan vir 'n groot kaap, so jy het 'n kaap aas aan met 'n lekker backing en 'n pit en 'n ding, en jy vat hom nou en jy probeer hom nou te gooi. Jy gooi hom weg, jy gooi hom weg van jou kol af. Ja. En jy sit hom maar een kant op 'n pen en jy gaan in jy hengel. En dan net Nee. Ja, so as jy dit reg kry om in die week te gaan hengel, dan is dit moontlik om dit so te doen, maar jy kan nou nie op 'n publieke Uber op 'n Saterdag jou barberstok 90 grade by die Uber afgooi tipe van 'n ding, ja. So ons het by Steins gehengel, vat ek sit links, my pa sit regs, ek gooi my 2 stokke voor my 1 stok daar, my pa se 1 stok daar. Yes, 100%. Ja. Ek is Saterdag easy. My gunsteling was altyd as ons 'n klap kom hengel, veral in die begin, toe ek nou nog nie, jy weet, daai confidence oor afstande gehad het nie. Dan maak ek seker my kinders gaan saam. Jy mag mos jou kind se stok gooi. So dan gooi ek 2 langer stokke, en sit ek 40 en 50 my kinders hier langs, dis daai stokke van hulle. So eerste 2 madies uitkom en pluk ek my stokke en ons het al op die kol. Ek het oor daai ding het ek groot gevegte gehad met 'n ene meneer Dirk Lourens. Ook dieselfde ons hengel ek kan nie onthou nie, sekere klapkompetisie vir ding. Nou hengel hy daar binne en nou's klein Dirkie daar, dan gooi hy voor hom. Nou's Dirkie so klein seentjie man, nou gooi hy naby. Maar die oomblik is klein Dirkie, nou help Dirk hom laat hy daar gooi. Sodra klein Dirkie nou 'n byt kry, dan vang hy hom en dan sê hy tweede enetjie vang aan sy pa se stok ook hierso. Sê ek vir hulle, dit maak dan nie saak hoe jy daarna kyk nie. Daai ou hengel met 4 stokke. Nee, jy So 'n paar jaar later sit ons also by 'n klapkompetisie, dis ek, my ma en my pa hengel met 6 stokke. Maar ek mag nog nie 6 gooi nie. My ma op 40 en op 60, ek op 80 en op 100, my pa op 120 en 140. Kyk hoe waar Ek het nou gehoor toe hy sê, toe ek van Lea verwag het om daai afstande te hengel, te weet hy. Wat? Dit is heeltemal wettig. Daar's niks meer fout nie. Jy en jou penmaat by 'n SA besluit. Ek gaan 60 en 120 hengel en jy gaan 80 en 140. Precies, Wat ook al om jy doen 4 distansies. Daar's geen probleem daarmee nie. Maar dan moet jy penmaat wees. Deesdae soek ek net die penmaat wat op 140 kan gooi. Net laat hy uit my area uitkom. Gaan gooi daar binne, gaan vang jy daar binne. Ek sê jy naby vang. Alright, ek dink die tyd het ons nou so 'n bietjie gevang. Dit is uitgehardloop. Ons het uitgehardloop, ons nou net so oor 'n uur. Dit was nou vir my nou 'n moes lekker episode. Ons het regtig lekker gesels, 'n bietjie van die manne agter die storie gesien. Ek dink dis 'n goeie ding dat die gehoor dit ook 'n bietjie sien, dat hulle sien dat julle is nie net die ouens wat mense sien op die video's wat die goed maak, en dat julle is eintlik hengelaars agter die skerms. Dis iets wat in julle murg en been loop. Ons weet julle ook van die jag. Ons weet julle hou van die jag ding ook, maar ek doen nou nie 'n jag podcast nie. Maar ek dink dis ook iets wat mense kan doen. Ons hoor net hulle jag sakkie. Ons sien niks biltong nie. Ons eet so vinnig. Ons het net nou gesien toe hulle die kamera opgeset het, hoekom ons nie die biltong sien nie, Dad. Hoekom? Toe ons net die boepen sien. Ja, dis net die boepen. Hulle kameras opgeset het. Dis kort altyd ekstra vetjies in die winter. Kondisionering. Dis voorbeplanning.
Jy Maar sien. ek wil vir julle dankie sê. Dat julle die moeite gedoen het om by mekaar uit te kom om dit te doen. Dit beteken baie vir my, maar om tyd uit julle week uit te haal vir dit. Dit beteken regtig baie vir my. Ek is seker van ons sal hierdie ding nou 'n bietjie van 'n meer gereelde instelling maak. Ek dink dis iets wat julle baie dankie dat ons op die podcast kon Dankie julle. Ons het baie lekker saam met julle Nee. koffie gedrink. Dit was awesome. Dit was baie lekker. En Barry, lekker. Dit was awesome om 'n bietjie meer met Groete jou vir Tannie Lea. asseblief. Volgende keer sal ons net seker Dis maak dat ons dit in die reg so. aand doen en ons darm 'n whisky ook drink. Jy sien. Ek dink Dan raak dit hoe lekker. slim gaan hulle dan wees. Dankie vir Paul dat Paul ons gejoin het vanoggend. Dis sommer net lekker gewees. Ek hoop Paul kry nie so koud soos Paul vanoggend gekry het nie. Ek hoop Paul's nou al 'n bietjie warmer. Ja nee, ek sal vir julle sê, julle moet die view sien wat ek hier by my venster uit het. Lia berei al die op en af, sy wil gaan werk. En wat ek kan sien sy het nou al die goedjies hier reg gepak en dan stop sy en dan kyk sy en dan stop sy en sy kyk, maar ja, so laat ons gaan werk. Sakkie, dit was nou nie overly technical nie. Ons het eintlik net meer gekuier en strot gepraat, maar dit was awesome. Ja. Maar dis wat ons wil hê. Maar ek wil vir die luisteraars sê, vir die wat geluister het tot nou, ek wil vir julle baie dankie sê. Onthou volgende week Woensdag 12:00 is ons weer op ons eie plek. Julle weet ons is hierso. Wil vir julle dankie sê. Ons sien ons julle volgende week. Cheers.